Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Hoekom begin ek met ek het? Ek wou eintlik vir julle vertel. So, die faktorisering gog het my half gebyt en vir die afgelope paar weke het ek besluit om te fokus op faktorisering. In vorige video's het ek verduidelik hoe om te drie term. Ek het sommer dadelik gespring na die moeilikste een van die twee, maar in hierdie video, gaan ons praat van die verskil van twee vierkante. Dit is 'n faktoriseringstegniek. In drie terme het jy byvoorbeeld letterlik drie terme. Hierdie een is dan net 2. Nou, faktorisering, wat jy doen met faktorisering is jy werk mos altyd na hakies toe. So ek gaan vir jou twee terme gee, as jy nie weet wat 'n term is nie, kyk die video daar bo I, daar pop nou 'n I iewers op. Of een of ander tyd, of hy's heeltyd daar, ek al eerlikheid ek nie idee nie. Maar hy is daar en ek het 'n video oor wat terme is, wat skei terme van mekaar en hoe tel ek terme en hoe bepaal ek 'n term en hoe definieer ek 'n term en allerlei dinge. Ek gaan dit nie in hierdie video doen nie. In hierdie video werk ons na wat ander onderwysers sal sê, of jy sal 'n 10-10 by ander onderwysers hoor, dalk nie, dit hang maar af van die persoonlikheid van die onderwyser of onderwyseres, is hulle gaan vir jou sê jy werk na een term toe. Dis omdat as jy 'n hakie het, tel daai hakie as een term. Nou, ek sê ons werk na hakies toe, ons wil alles net hakies maak. As ons vereenvoudig werk ons van hakies af, maar faktorisering soos ek gesê het, na hakies toe. Nou, ons gaan eers 'n klomp definisies, soos ons gaan die ding eers definieer. Dan gaan ons oefen hoe identifiseer ek hom en dan gaan ek vir jou ek gaan jou eers verduidelik hoe identifiseer jy 'n verskil van twee vierkante en dan hoe werk jy hom uit en na ons hom uitgewerk het gaan ons 'n paar voorbeelde doen. So as jy net sekere dinge wil kyk, nie die werk nie, maar net die voorbeelde, jy kan na die timestamps toe gaan, wat ook al. In die description, gaan net af, scroll net 'n bietjie af so toe of klik op die video daar by begin. Jy hoort dit net onder die time bar te sien. Ek weet nie wat mense hierdie dinge noem nie. Maar net onder dit is daar so 'n prentjie, dan gee vir jou die chapters en allerlei dinge. Ek neem aan julle is getroud genoeg met die tegnologie om dit te kan doen. Maar kom ons begin. So, ek gaan begin met die belangrike vraag, belangrikste is hoe weet ek wanneer dit 'n verskil van twee vierkante is, né? Nee, so die eintlike vraag is hoe identifiseer ek of 'n uitdrukking 'n verskil van twee vierkante is. Nou, 'n perfekte voorbeeld van verskil van twee vierkante is hierdie dingetjie, net hierso. En ek het vir jou gesê dit is twee terme. X kwadraat en minus 9. Hierdie twee terme, wat wou ek sê? Hierdie twee terme voldoen aan sekere dinge. Nou die eerste ding waaraan dit voldoen om 'n verskil van twee vierkante te wees of om hierdie metode van faktorisering te gebruik is hy het 'n verskil. Verskil moes jy nou al geleer het beteken minus. Ek sê in die ander video's ook verskil beteken minus. 'n Ander woord vir verskil is minus of aftrek of so iets. Maar verskil is die groot een. So tussen die twee terme moet daar 'n minus wees. Dis die eerste ding. Die tweede ding waarna ek kyk is daar moet twee vierkante wees. X kwadraat en 'n 9. As jy nie weet wat 'n vierkant is nie, 'n vierkantsgetal is 'n getal wat ek kom net gou dan sê wat as ek 'n wortel bo op hulle sit, gaan dit vir my 'n mooi getal maak. Nou wat beteken 'n mooi getal? Ek gaan jou nou so wys. Kyk, hier is 'n x tot die mag 8. Hy is 'n vierkantsgetal, want as ek 'n vierkantswortel bo oor hom sit, kry ek 'n mooi getal en die getal gaan wees x tot die mag 4. As jy nie weet hoe dit werk of hoe ek dit gekry het nie, gaan kyk 'n video. Daar's heel waarskynlik 'n graad 8 video wat ek gemaak het wat verduidelik hoe eksponente werk. Gaan kyk dit. Ek weet jy's nou in graad 9, ek weet jy's nou 'n groot kind,
Maar as jy nog nie die basiese begrippe verstaan nie, gaan jy sukkel. En as jy dit nie nou verstaan nie, gaan jy in graad 10 ongelooflik sukkel. Soos, ek wil nie eers vir jou verduidelik hoeveel jy gaan sukkel nie. En dan in graad 11 en dan in graad 12 as jy dit so ver maak. So, okay, dis nou met veranderlikes 'n pragtige, mooi X to die mag 4. Met getalle is daar so paartjies wat jy letterlik net so op jou hand kan leer. 1 gaan werk, 2 sin is 4, 3 sin is 9, 4 sin is 16, 5 sin is 25, 6 sin is 36, 7 sin is ek weet nou nie, ek dink is 49. Nee, is 49 nie. Is dit 49? Ek weet nie. 8 is 64, 9 is 81, 10 is 100. Okay? Leer die eerste 10 op. Ek het nou net 7 sin vergeet. Dit is 49. Is dit 49? Vat jou sakrekenaar, druk 7, druk 'n kwadraat by die 7 en dan sit jy in die comments, meneer is reg, maar 49 voel nou weird. Dalk is dit nie. Ek weet nie, maar kom ons gaan aan. So, as jy enige van hierdie getalle onder 'n wortel sit, gaan dit vir jou 'n perfekte getal gee. So, jy gaan nooit in jou lewe dit doen nie. Jy sit nie komma punte onder 'n wortel nie, maar ek was te lui om elkeen 'n wortel te gee. Maar 16 sin is 4, 81 sin is 9, 9 is 3, 4 is 2, 25 is 5. So, dit is 'n vierkantsgetal. Dis nou nie veranderlike nie, is 'n vierkantsgetal. Ek hoop jy verstaan dit. Okay. Kom ons toets gou jou kennis. Watse een van hierdie, daar's net een, is 'n perfekte verskil van twee vierkante? Jy kan pause, jy kan deur hulle kyk, en dan kan jy vir my sê wat se een werk en wat se nie werk nie. Maar, ek gaan sommer by A begin. Is daar 'n perfekte vierkantsgetal? Eerste vraag, het hy 'n verskil? Mooi, hy het 'n verskil. Tweede vraag, het hy twee vierkante? 16 is 'n vierkant. Die probleem egter is x tot die mag 3 is nie 'n vierkant nie. So die hele ding tel as nie verskil van twee vierkante nie. Jy kan nie, asseblief, jy kan nie 'n x uithaal en een kant neersit en hom faktoriseer en dan weer die terug x terug. Asseblief moenie dit doen nie. Nooit in jou lewe nie. B, is hy 'n perfekte vierkant? Hy het nie 'n verskil nie, maar hy het twee vierkante. So daar is twee vierkante, maar dit is nie 'n verskil van twee vierkante nie. Hy het nie die verskil nie. Daarom is B nie 'n verskil van twee vierkante nie. O, en ek rond hom so af. Nie rond af nie. Daai VTV, dit is maar net my manier om hom te skryf. Ek sal baie lui, so in die toekoms iewers gaan ek gaan nie die hele ding uitskryf nie. Ek gaan sê VTV, want ek sal lui om heeltyd verskil van twee vierkante. Verskil van twee vierkante. Ek wil nie dit doen nie. Volgende een. C. C is die enigste wat 'n verskil van twee vierkante is. Al is die x aan die agterkant, moenie die mekaar raak daarmee nie. Die x kan aan die agterkant wees. Solank hy 'n vierkantsgetal is en solank daar 'n verskil is. En die breek veral, liewe ouers, julle sukkel met die breuke. As hy bo en onder twee vierkante het, is hy geldig. Dan is hy sharp, dan is ons fine, dan kan ons hom net faktoriseer. Nommertjie D is nie 1 nie, want daar's 'n plus eerstens, en nommertjie 2, daar is 'n 3. 3 is nie 'n perfekte vierkantsgetal nie. Alright, ek hoop julle dit verstaan. Nou, kom ons by wat hierdie hele doel is van hierdie video. En dit is, hoe doen ek verskil van twee vierkante? Hoe doen ek dit? Wat is die metode? Nou, is eintlik baie maklik. Daar's, ek dink 3 stappe. Stapie nommer 1. Stapie nommer 1 sê vir my die volgende. Maak 2 hakkies. Okay, is eenvoudig genoeg. 1, 2. Nou faktorisering werk ons na hakkies toe. So hierdie, ek sal klaar op die regte pad. Stapie nommer 2 is kry die vierkantsgetalle van elkeen van jou vierkantsgetalle. So x mal x gee vir my x kwadraat. So ek gaan 2x in sy plek sit. Vir die 9 is dit 3 mal 3. Want 2 3 maak 9.
as ek hulle maal. So, stapie nommer 2 is skryf die wortels van die vierkante neer. Dit gaan wees x, x en 3 en 3. Nou die laaste stap, jy kan sien hierdie bakkies lyk nog bietjie kaal. Sorry, is jou tekens. Dit wat in die middel kom. So nommertjie 3 is die tekens. Die tekens gaan altyd van mekaar verskil. Een moet 'n plus wees en die ander een moet 'n minus wees. Ek sou voorstel, los die minus aan die agterkant vir as jy daai hakkie weer kan verskil van vierkante. Jy gaan dit kry waar jy hom 2 keer in een ry verskil van 2 vierkante en die probleem is as die minus aan die voorkant is, kan net hy want die ander een is 'n plus. So net die minus kan, daarom sal ek jou aanraai om hom agter te sit. Ek doen nie dit altyd nie, so dis nie 'n wet nie, dis net dit help. So ja, maar die tekens moet van mekaar verskil. Een moet 'n plus wees en die ander een moet 'n minus wees. Jy kan nie daar iets verkeerd doen nie. Ons kyk gou na 'n paar 'n voorbeeld en dan 'n paar oefeninge. 1/81 minus x kwadraat. Vra jouself, is dit verskil van 2 vierkante? Is daar verskil? Ja, daar is 'n verskil. Is daar 2 vierkante? 1/81 is, want 1 kan ek 'n vierkantswortel vat, dis net 1. En 81 ook, want dis 9. So die hele breek tel as 1. As daar bo soos 'n 3 was, dan kon dit nie werk nie. Want 3 is nie 'n vierkantsgetal nie. Maar 81 is. X tot die mag 6 is ook, want ek kan my 2 deel. So, stap 1, maak my 2 hakies. Stap 2, skryf hulle in, wat is 81 se vierkantswortel? Reg, julle is reg, almal van julle wat gesê het is 9. As jy gesê het 3, was jy verkeerd. So, 1/9, 1/9 en x tot die mag 3 en x tot die mag 3. Weer daai eksponente, as jy nie weet hoekom daar 3 is nie, en jy dink dit moet eerder een of ander funky getal wees, gaan kyk 'n eksponent video, want ek moet 'n wortel vat van daai x tot die mag 6. Dit beteken hy deel net met 2. Die eksponent deel net met 2, dis hoekom hy 3 is. Nou, een kry die plus, en een kry die minus. Smaklik, né? Dis 3 stappies. Hakies, faktore, tekens. Doen gou vir my die volgende oefeninge. Dis net 4tjies, jy kan dit doen. Dis nie so moeilik nie. Dis regtig nie so moeilik nie. 3 en 4 is die moeilikste. So skryf hierdie neer, pause die video, skryf dit neer en dan begin ek. Nommer 1. Is dit verskil van 2 vierkante? Ja, dit is. Daar is 'n verskil. Daar's 2 vierkante. So ek maak my hakies. Ek skryf my faktore in. En 6 × 6 gee vir my 36. En ek gee vir hulle plusse en minusse. Sien, hierso het ek die minus daar aan die begin gesit. En hy sou miskien weer kon faktoriseer die eerste hakie, die x tot die mag 4. Kyk, daar is 'n verskil. X tot die mag 4 is 'n vierkantsgetal, maar 6 is nie. So as daai 6 soos 16 was, sou ek hom weer kon faktoriseer, maar in hierdie geval kan ek nie. OK, nommertjie 2. 1/9 en x tot die mag 4. Weer kyk, is daar verskil van 2 vierkante? Daar is 2 vierkante en daar's 'n verskil. 1/9 is 'n vierkant, die 1 is 'n vierkant en die 9 is ook 'n vierkant. Daarom skryf ek my hakies. Of 'n baie stadige is gelyk aan. My 2 hakies. My faktore. 1/3, x tot die mag 2, 1/3, x tot die mag 2 en ek gee vir hom 'n minus en 'n plus. Nommer 3, nommer 4 is die enigste moeilike en ek maak soos kamakanstige tekens met my hande. Dis kamakastig moeilik, nie regtig nie. En die eerste een, al wat fout is 2 is nie 'n vierkantsgetal nie, 18 ook nie. Maar ek kan 2 uithaal. As jy nog nie weet hoe om dit te doen nie, daar's 'n gemeenskaplike faktorisering video wat ek op die stadium gaan maak. Teen tyd wat jy hierdie video kyk, het ek hom heel waarskynlik al reeds gemaak. Maar gaan kyk dit net. Dit help. Ja. Ek het dit uitgehaal, gemeenskaplik van die x kwadraat en die 18.
Nou kan ek x kwadraat minus 9 faktoriseer, want dis 2 vierkante. En dis 'n verskil van die 2 vierkante. So dit gaan wees 2 bly voor, maak 2 hakies in my faktore. O, liewe ouers, ek het 'n fout gemaak. Daai moet nie 9's wees nie, daai moet 2 3's wees. Sorry julle. Dit moet x minus 3 en x plus 3 wees. Dalk was ek net moeg toe ek dit geskryf het en ek het nou nie weer deur dit gegaan nie. Sorry. Okay, nommertjie 4. Sien jy daar's 'n plus tussen hulle? Dis nie die ergste nie. Skuif net die 2 om. 81 minus x tot die mag 6. Nou is dit verskil van 2 vierkante. Wat jy nou doen is jy maak jou hakies, jy skryf die faktore en dan is jy klaar. Skryf jy tekens in. 9, kyk, ek het die mekaar geraak met daai 81 en 9 daarbo. Dit moet 3 wees. Luister vir my, dit moet 3 wees. Okay, cool. So, een is 'n plus, een is 'n minus en dan is jy klaar. Dis dit. Dis alles. Dis alles wat jy moet weet van die verskil van 2 vierkante. Hulle vra dit vir jou oral en dit kom bietjie in ander forme. Soms is die vierkantsgetal 'n hakkie, so 'n hakkie kwadraat. Dit is ook 'n vierkantsgetal, tegnies. Soms kan hulle dit so vra, maar ek sal op 'n stadium 'n video maak as hulle regtig wil hê van al die moeilike vierkantsgetalle wat jy kan kry en verskil van 2 vierkante ensovoorts. Maar hier is die basiese been van die hele ding. Jy moet nou 'n bietjie vleis aan sit, gaan doen 'n paar oefeninge en ja, okay. Sien julle weer in die toekoms.